Genade, barmhartigheid en vrede word aan die geskenk van God ons Vader en van Jesus Christus ons Here, deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Amen. Geliefdes, ons loof vandag die Here deur saam te sing Psalm 249, daarvan eerste en die 4de vers. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê. Jy mag vir jou geen gesteede beeld of enige gelykenis maak van wat oor die hemel is, of
van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien. Want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie. Want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag dat jy dit uit 6 dae moet jy arbeid en al jou werk doen. Maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen. Jy of jou seun of jou dogter, of jou diensknegt of jou diensmaagd, of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie. Jy mag nie egbreek nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy diensknegt, of sy diensmaagd, of sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is. Liefdes, wanneer ons die wet van die Here hoor, dan ons erken dat selfs al is dit ons dankbaarheidslewe, die reël vir ons dankbaarheid, ons nog steeds val daar. Ons nog steeds deur die week besmet het met sonde, en daarom ook van die Here die reiniging moet afbid oor daardie sondes waarvan ons nou weer bewus geraak. Ons bely dat ons skuld deur sang te sing, is aan 71, daarvan die eerste en tweede vers.
Hy is getrou en regverdig om ons die sondes te vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig. Geliefdes, aangesien die Here aan ons hierdie reiniging verkondig het, kan ons ook vandag ons geloof in hom, wat ons kom reinig het, opbely. Ons doen dit deur elkeen die hand saam en 12 artikels van die Christelike geloof op te sien. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is in die maagd Maria, wat gelei het, onder Pontius Pilatus gekruisig, gestorwe en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, opgevaar het na die hemel, sit aan die regterhand van God die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel die lewende en die dode. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die wederopstanding van die vlees en die ewige lewe. Amen. Dit is ons aanbiddingslied waar ons hierdie God wil aanbid. Psalm 69 daarvan die eerste en die 4de vers. Geliefdes, die Here spreek dan vandag met ons uit Matteus 11 vers 20 tot 30. Matteus 11, vers 20. Toe het hy die stede waarin die meeste van sy kragtige dade plaasgevind het, begin verwyd, omdat hulle dit nie bekeer het. Wee jou, Chorazin, wee jou, Betsaida, want as in Tyrus en Sidon die kragtige dade plaasgevind het, wat in julle plaasgevind het, sou hulle lankal in sak en as bekeer het. Maar ek sê vir jou, dit sal vir Tyrus en Sidon verdraagliker wees in die oordeelsdag as vir julle. En jy, Kapernaum, wat tot die hemel toe verhoog is, jy sal word tot die doderyk. Jy sal tot die doderyk toe neergestoot word. Want as in Sodom die kragtige dade plaasgevind het, wat in jou plaasgevind het, sou hy bly staan het tot vandag. Maar ek sê vir julle, dat dit vir die land van Sodom verdraagliker sal wees in die oordeelsdag as vir jou. In daardie tyd het Jesus gespreek en gesê, ek loof die Vader, Here van die hemel en die aarde, dat U hierdie dinge verberg het vir wyse en verstandige mense en dit aan kindertjies geopenbaar. Ja, Vader, want so was dit U wel
Alles is aan my oorgegee deur my Vader, en niemand ken die Seun behalwe die Vader, ook ken niemand die Vader nie behalwe die Seun, en elkeen aan wie die Seun dit openbaar. Kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is, en ek sal julle rus gee. Neem my juk op julle, en leer van my, want ek is sagmoedig en nederig van hart, en julle sal rus vind vir julle siele. My juk is sag, en my las is lig. Dit is die woord van die Here. Sal ek self met die woord hoor en glo wat daarin geskrywe staan, ook sy lewe daarvoor ons inrig. Kom dat saam. Onze Vader wat in die hemel is, Here God almagtig. Uit eerbied staan ons vandag as kerk van Jesus Christus voor U, om U te aanbid as die Here van die hemel en die aarde, die koning van die konings, die Here van die Here, U wat U oor ons ontferm het, die wet aan ons gegee om ons na U toe terugdryf. Nou, ons deur U woord rig, dankbaar vir U dit aan lewe, terwyl ons U rus kan vind. Aan U wil ons die lof en die eer en die aanbidding bring, o Here. Ons wil U verheerlik, U vereer vir die vergifnis van ons sondes. Ja, Here, dat ons verlosser in ons plek die straf gedra, en ons met U kom versoen. Daarom kom bid ons, Here, vir ons gemeenskap, en vir ons gemeente, dat U deur die Gees ook in ons sal werk, U wil te soek, om deur U woord en U wet na U toe gedryf te word, om vergifnis vir ons sondes by U te vind. Ons pad saam met U kan loop. Ons bid daar, Here, vir die gemeente, dat U hier ook U liefde sal sien. U genade en U barmhartigheid sal uitsorg. Dat dit so ook vir elke gelowige in ons gemeenskap. En ons bid, Here, in besonder vir hulle wat in beproewing is, hulle wat deur die lewe plat gedruk is, door die sonde, in hulle eie lewens, sonde wat ook aan hulle gerief is, plat gestaan is, dat die Here sal optel en sal versterk, en die Gees in hulle laat werk, en te kan glo in Jesus Christus, en by hom te kom rus. Maar Here, vanoggend wil ons ook kom hoor, wat U deur die Gees aan ons gemeente kom sê, waarin ons rusting vind. Hoe ons ook as gemeenskap van gelowiges by U kan staan. Jesus naam kom bid ons hier. Amen. Dit is ons teksvers vandag is Matteus 11 vers 28. Kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is, en ek sal julle rus gee. Ons tema, kom na om, vind jou rus in Jesus Christus, sy verlossingswerk. Wie van julle onthou nog die jou waarmee ons so lekker as kinders gespeel het? Daardie twee ronde skywe met die asie tussen, wat 'n mens so lang tou aangehaal het, wat jy so oprol, en afgooi en optrek, en heen en weer slinger. Ons as kinders allerlei toertjies daarmee probeer doen, en baie van die kinders het dit selfs reggekry, en baie interessante toertjies daarmee te doen. Maar daardie jou is heen en weer gegooi, en op en af gegooi. Sonder dit voel ons lewens so jou is. Partykeer voel ons ook of ons op en af geklip en rond en bok gegooi word deur alles wat om ons gebeur. Anders as die dooie plastiek en die houtskywe, is ons egter vlees en gees.
Mens raak uitgeput en jy raak moeg van hierdie heen en weer op en af. Lewe is deesdae ook 'n plek waar ons baie moegheid kry. Mense is moeg van pyn wat soms geen einde ken. Ons is moeg van die onderliggende vrees. Hoe lank gaan ek dit nog oorleef? Hoe lank gaan my geliefdes nog oorleef? Wat is die volgende bedreiging wat ons te bowe moet? Ons is moeg vir die daaglikse beproewings wat oor ons kom. Soms soos golwe oor ons spoel die een ding na die ander. Ons is moeg om te oorleef in sukkelende ekonomie, waar die syfers nie meer wil top nie. Ons is moeg gespantel oor die droogtes, die diefstal en die vee. Alles wat op ons aan die gang is, die verval ons. Ons is moeg van wette en regulasies, nie vir ons sin maak. Ons is moeg om te leef in onsekerheid. As braakmoeders. Dan raak dit nog meer uitdagend as jy moeg is. En jy woon nog 'n gebroke hart het, dat jy geliefde aan die dood moes afstaan. Dan is dit of ons nie krag het om op te staan en die uitdagings van die lewe te hanteer nie. Die krag om op te staan vir die gelowige geliefdes is egter nie iets wat uit onsself uitkom. Want as dit van ons afgaan het, sou ons dit nie gemaak het. Jesus het wonderlike uitnodiging. Kom na my. Ek sal jou rus. Ek vat jou laste weg. Maak dit draaglik. Ek gee jou die krag om ten volle vir my en saam met my te doen. Wanneer ons nie weet wat ek kan doen, wanneer ons hartseer is, moedeloos is, wanneer ons vreesbevange, bekommerd en radeloos is dit goed om te vra. Wat is die werklike oorsaak van soms? Die dinge wat die hoog genoem word, geliefdes, is meer die gevolge of die simptome van dit wat die oorsaak van ons moegheid is. Dit is maar net die simptome van ons eie onvermoë om ons eie probleme op te los. Die eintlike rede vir ons op en af lewens is die gebroke verhouding tussen die mens en God. As gevolg van die sondeval, wat ons so ver van hom verwyder het, dat ons nie in hom kan rus nie. Dat mense volgens Matteus 11 vers 27 sonder Jesus die Vader nie kan ken. Dis wat eintlik agter hierdie moegheid lê. En daardeur het die vloek oor die skepping en ons as mense gekom, wat hierdie dinge so uitmerklik maak. Wanneer ons die Vader nie reg ken nie, kan ons nie die regte verhouding met hom lewe nie. Kan ons hom nie vertrou met ons jou omstandighede en raak ons moeg en blind. Wanneer ons verhouding met God herstel is, sal die omstandighede van ons lewens ons nie daardeur uitmergel nie. Maar as dit nie is, sal ons nooit rus vind nie. Augustinus het al hier rondom 300 na Christus gesê, U ons vir Uself gemaak, en ons harte is rusteloos, totdat ons rus in U vind. En Jesus se uitnodiging in Matteus 28:30 spreek in die eerste plek hierdie rusteloosheid aan. In die vorige gedeelte, vers 20 tot 24, treur hy oor die dorpe waar die meeste van sy onderwerpe gesien het en die meeste van sy preke gehoor het, maar hulle nie bekeer. Vers 12 kry ons 2 kere wat handel oor die rus op die Sabbat, wat net in die Here te vind is. Daardie rus op die Sabbat wat die Jode geglo het in, kon nie vir hulle werk rus gee nie, daar
hierdie rus om herdefinieer. Deur dit het hulle ook juke op die mense geplaas, wat hulle moeg gemaak het. En sy uitnodiging gaan dit in eerste plek oor hierdie las wat die Fariseërs die volk geplaas het. Waardeur hulle onsuis hulle verhouding met God kon herstel en waar hulle probeer rus vind. Maar Jesus leer ons dat daardie juk, soos enige ander menslike juk, moegheid veroorsaak in plaas van rus gee. Omdat mens nie die verhouding met God self kan herstel deur ons inspanning of enige iets wat ons doen. Veel keer, broers en susters, raak ons moeg en moedeloos oor ons swakheid. Oor ons eie tekortskiet om God se wil te doen. Hoeveel keer raak ons moeg en moedeloos oor ons stryd teen ons eie klein gelowigheid. Ons vrees vir die toekoms. Ons vrees vir die toorn van die Here. Omdat ons voel ons nie goed genoeg is om sy guns te verdien. Hoeveel keer voel jou geloofslewe soos in jou? Eendag wil jy juig en jubel in die Here. Ander dag voel jy dat jy nie werd is. Ons verhoudings wat gebroken is, ons gesondheid wat swak is, ons finansiële omstandighede, die bedreigings in ons land, dra by tot die moedeloosheid, ja. Want ons dink baie keer ook dat die Here self ons straf deur hierdie dinge, omdat ons nie aan sy streng vereistes voldoen nie, en daarom gaan dit met ons swaar. Hoeveel keer dink ons dat ons iets moet doen om God se guns te wen? Wat is swaar juk laai jy op jou skouers, broer en suster? Wat is swaar juk laai die gemeenskap met hulle stories en hulle verwagtinge op jou skouers? Daarom sê Jesus dat ons na hom toe moet kom. Dit is net hy, Jesus Christus, wat deur sy gehoorsaamheid, sy offer en die oorwinning oor die dood, ware versoening met God kan bewerk, en sodoende die verhouding tussen God en ons kan herstel. Daarom kan ons net in hom rus. Jy moet uitgebrand, kom na Jesus. Kom na my toe, sê Jesus. Neem my juk op julle en leer van my. Kom soek jou verlossing van die wêreldse jukke by my. Kom met jou skuldgevoelens en jou berou oor jou sonde, jou stryd en jou sonde en jou geloof. Jesus bied rus vir diegene wat ontvanklik is vir God se boodskap. Hy nooi ons. Stap en werk eendag beslag saam met my en ek sal julle lewe herstel. Ek sal jou wys om rustig en reg in my te rus. Vry en liggies te lewe. Hoe die Sabbat, die dag van rus, te geniet en werklik te rus in my. Ek sal niks swaar of onbehoorlik op jou lê. Vader het alles aan hom oorgegee. En ons verhouding met die Vader word net herstel as ons hom ken. Leer van my, sê Jesus. Dit is wanneer ons nie weet wat ek kan doen. Wanneer ons hartseer is, moedeloos is, wanneer ons vreesbevange, bekommerd, radeloos is dit ook goed om daarom te luister na wat Jesus ons leer deur die profete van die Ou Testament. In Psalm 46 vers 1 sê hy, God is vir ons 'n toevlug en 'n sterkte. As hom op benouhede is hy 'n groot mate beproef. Daar
Daarom sal ons nie vrees nie. Al waggel die aarde en dan wankel die berge weg in die hart van die see. Met ander woorde, hy is soos 'n wegkruipplek waar jy veilig is. Daarom sal niks jou onderbreek. Hy is by jou soos hy beloof. Daarom het Dawid ook ons aanmoedig in Psalm 62 vers 8. Vertrou op hom altyd. O volk, stort julle hart uit voor sy aangesig. God is 'n toevlug vir ons. In Jesaja 40 vers 31 skryf, die wat op die Here vertrou, kry nuwe krag. Hulle vlieg met arensvlerke, hulle hardloop en word nie moeg nie. Hulle loop, raak nie afgemat. Here Jesus sê vir ons in sy woord, ek ken jou pyn, jou donkerste nag. Ek moes dit deurgaan om jou te red. Ek is by jou. Ek gee jou krag om na my toe. Met jou omgaan, met jou vlees. Ek sal vir jou toevlug wees. In hierdie uitmergelende tyd, hierdie vreemde tyd waarin ons leef, hierdie tyd van hartseer, om God se waarheid. Hy skenk ons. Hy skenk vrede. Al lyk die omstandighede rondom ons hoe verwar. Liefdes, pyn vir Jesus moeilik te verduidelik. Daar is baie vrae by mense oor al hierdie dinge wat ons gebeur. Wat ons wel kan weet is dat God die gelowiges vertroos en dat hy selfs die moeilikste situasie kan gebruik om ons te vorm en ons weer te gebruik om ander te vertroos. En ons eers deur daardie dal van doodskade is en by groen byveld kan is. 2 Korintiërs 1 vers 3 tot 7 stel dit so mooi. Geseënd is die God en Vader van ons Here Jesus Christus, die Vader van ontferming, die God van alle vertroosting, wat ons troos in al ons verdrukking, sodat ons die wat in allerlei verdrukking is kan troos, deur die vertroosting waarmee ons self deur God vertroos is. Want soos die lyde van Christus oorvloedig in ons is, soos ons troos ook oorvloedig deur Christus. Maar van verdruk word, is julle tot troos en redding. En dit laat sy werking bly deur dieselfde lyding verduur, wat ons ook ondergaan. En of ons getroos word, dit is julle tot troos en redding. En ons hoop vir julle is vas, omdat ons weet, dat net soos julle deelgenoot is aan die lyding, so ook aan die dood. Nou, terwyl ons so op en af gegooi, soos in jou, is God steeds die vir ons. Godse liefde is nie gebaseer op die feit dat ons iets doen of nie. Op die feit dat ons iets het of nie. Hy is vir ons lief, nie soos ons is. En hy vorm ons om te wees wat hy wil. Leer van hom. Deur Jesus se versoeningswerk bly ons die hele tyd aan die Vader se hand vas. Soos in jou tou vasbly. Die hand. Die waarheid is vir ons genoeg. Ons liefde vir hom is egter dit. Is hy werklik genoeg as 'n kind se? 'n huwelik en 'n egskeiding. Ons bankrot verklaar word. Of ons bid vir die genesing van 'n geliefde en steeds hulle sterf. Omdat hy genoeg is om ons met God te versoen. En ons die hoop van die ewige lewe gee, behoort hy genoeg te wees. Denk is die saam, beheer jou.
Is jy deur Christus aan die Vader verbind, of deur die wêreld aan onsekerheid en magteloosheid? Jesus sê vir ons, wees stil en weet, ek is die Here. Net by my sal jy rus. Ek is jou redding en krag, jou rots, jou sterkte en jou toevlug. Ek kan jou gebrokenheid genees. Ek is soos 'n wegkruipplek waar jy veilig is. Daarom sal niks jou onderkry. Bly waak en bid. Volhard in die geloof, want op my getrouheid en liefde kan jy staan. Daarom kan ons saam met Paulus in Filippus 4 vers 9-13 sê, ek het geleer om ver genoeg te wees in die omstandighede waar ek is. Ek weet om verlede te word. En ek weet om perfect. In elke opsig, in alle dinge is ek nodig. Versadig, en honger, oorvloed hê, sowel as om gebrek te ly. Ek is tot baie dinge in staat. Christus, op my kant. Onze Vader wat in die hemel is. Here, ons wil U loof en prys. Ons wil U naam verheerlik. U vereer omdat ons in U seun die kan leer het. Dat hy ons leer en ons U daaraan kan hê. Dat hy ons met U versoen het deur sy offerdood. Ons kom red. En ons aan U verbind het, sodat al die op en af van hierdie lewe ons nie van U kan skei. Here, waar ons nog rondgeslinger word in hierdie wêreld, voel dit baie keer asof iets anders ons doen. En daarom bid ons Vader dat U deur U Heilige Gees ons sal doen. Dat U ons deur U Heilige Gees en deur die offer van U Seun aan U sal verbind. Ons bid vir hulle wat ons los van U is. Wat nog deur die wêreld heen en weer geslinger word. Dat hulle na U Seun sal kom. Dat hulle by hom sal rus. Ja, Here, dat ons sal weet dat hy is die enigste een waar ons met U versoen kan. Dan bid ons vir hulle wat in ongeloof vasgevang is. In twyfel en vrees lewe as gevolg daarvan. Die deur die Heilige Gees in hulle harte sal werk. En deur die evangelie boodskap vir hulle sal laat vertel. Jesus het gesê, kom na my toe. Almal wat vermoeid en belas is. Dat hulle kan hoor. En U kan rus. Here, U wat ons reeds geroep het. En ons reeds kom red het in Jesus Christus. Wil U ook ons aan U vasbind deur U liefdesband. En ons nooit sal twyfel daaraan nie, maar sal rus vind in U, omdat U te midde van hierdie omstandighede ons Vader is. Daarom wil ons vir ons gemeente Here, en hierdie gemeente ook sal werk om aan U te kan vashou, ook in hierdie op en aftyd ons gemeente bestaan. Ons bid vir ons boere, Here. Ons dankie vir die reëns wat gekom het in hulle tyd. Dat U beskik. Daar waar skade is, Here, vra ons dat U ook daar sal voorsien. Waar dit ons groot is,
gee ons vandag ons daaglikse brood. Sodat ons vandag die koninkryke wat die wil kan laat geskied, die naam kan hy. Want aan die behoort die koninkryk en die krag en die Heer tot in eeuwig. Amen. Geliefdes, kom ons dank die Here en ons sing saam Psalm 316, daar van vers 1 en vers 3. Gemeenskap met die Heilige Gees, sy help met vir my. Amen.